Goeiemôre gemeente. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 168 vers 1, 2 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 449 vers 2 en 4.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes en die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 33 vers 11, die toesjesberuiming, waarna u weer kan sit. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22, verse 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die enigste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing Gesang 284 verse 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Johannes. Ons lees Johannes 1 vanaf vers 1 tot 5, hoofstuk 19 vanaf vers 41 tot hoofstuk 20 vers 2 en dan ook van hoofstuk 20 vers 11 tot 16. In die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle: hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle: omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê: Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: Rabbouni. Dit beteken my leermeester.
Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons bely, goeie Heer, dat as ons bly soos wat ons was, toe ons gebore is, dan is ons lewe leeg en vormloos. En daarom bid ons U, dat U tog met ons sal praat, en dat U deur U praat, van ons elkeen 'n nuwe skepsel sal maak. En ons bid moet tog nie ophou om aan ons te bly vorm, soos 'n pottebakker aan sy klei bly vorm nie. Stort U Gees oor ons uit, dat daar tog lewe mag kom in ons verdorde verstand en hart. En laat ons dan so met ons lewe vrugte dra, net tot lof en eer van U groot naam. Ons bid U, neem tog die skuldlas, wat so swaar op ons gemoed kan druk, neem dit tog weg. Laat ons tog met gelowige oë na onsself, na mekaar en na ons wêreld kyk. En gee dat ons tog kan sien hoe dat die lyding en sterwe van U Seun ons en ons lewe nuut maak. Laat ons afwag op U koninkryk. Laat dit tog vir ons 'n tyd vol blymoedigheid wees. Of ons jonk en of ons oud is. Maak ons tog los van alle verganklike dinge, waarin ons so maklik verstrengel kan raak. Laat ons nuut word, nuut dink en nuut leef. Bring dit in ons hart, dat ons lewens sal heilig, en dat ons juis in so 'n gewyde lewe die goedheid kan beleef, waarvoor U ons geskep en bestem het. U het ons na U beeld geskep, ook dat ons sal onthou en aan U sal bly dink en sal antwoord op U onbegryplike liefde. Here ons God, moet tog nie ophou om U met ons te bemoei nie. En hou die werk van U Gees in stand,
dat hy ons in die geloof sal bly dra. Ons pleit by U om die vergifnis van ons sonde. En ons staan voor U met hierdie bede in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, daar aan die kruis. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 396, die eerste, derde en vierde strofe. Vir al my skuld het hy betaal, vir my in helle angs gedaal. 'n liefde so volmaak en so vry, weet ek, eis alles ook van my. Ons almal saam en ons elkeen in ons eie persoonlike lewe leef in 'n wêreld wat tog so kan teleurstel. Soms tref rampe ons, soms kom daar lang tye oor ons lewe waarin ons so teleurgestel kan wees met die lewe. En dan terwyl ons in so 'n situasie is, dan dink ons by onsself baie dapper, ag, daar sal tog seker weer 'n tyd kom wat dit beter sal gaan, dat dit goed sal gaan. So ons hou altyd maar aan hierdie klein bietjie hoop vas, dat dit sal beter gaan. Maar dan sê daar 'n stemmetjie vir ons, moenie jou hoop op hierdie wêreld plaas nie.
Moenie sommer jou hoop daarop plaas dat dinge sal beter gaan nie. En wat noem ons daardie stemmetjie uit 'n naam? Ons noem daardie stemmetjie gesonde verstand. Nou is die vraag, as ons gesonde verstand vir ons sê, moet tog nie te veel hoop nie. Is die vraag, wat sê die evangelie? En ons soek vanoggend ons antwoord in die Johannes evangelie. En as u nou die Johannes evangelie langs die ander 3 evangelies neersit, dan sal u sien dat daar nogal 'n verskil is oor hoe Johannes die evangelie vertel, as byvoorbeeld die ander 3 evangelies. Ons sien byvoorbeeld dat waar die ander 3 evangelies meer klem lê op die werk van Jesus in Galilea, sien ons dat Johannes nou weer meer klem lê op die werk van Jesus in Judea en in Jerusalem by die tempel self. Ons merk byvoorbeeld ook op dat Johannes, kom ons gebruik maar die woord beeld, dat Johannes baie woorde soos water en lig en brood en herder, wingerdstok met sy lote, baie keer meer as 'n simbool, as 'n beeldvorm sou gebruik, as hoe die ander evangelies byvoorbeeld sou doen. En nou kom ons by die punt van vanoggend. Kyk ons na die begin en die slothoofstuk van Johannes. Want dit is as ware die 2 fundamente waarop die hele Johannes evangelie gebou staan. En dan merk ons op dat hierdie begin, die inleiding en die slot staan gebou op die Ou Testament. En meer in die besonder op Genesis 1 en Genesis 2. Op die eerste 2 skepingsverhale wat ons in die Ou Testament raakloop. Ons hoor dit hoe Johannes begin, byvoorbeeld, hy skryf, in die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord was self God, en alles het deur die woord tot stand gekom. Onmiddellik vat hy ons aandag terug na Genesis hoofstuk 1, die eerste vers, waar daar staan, in die begin het God hemel en aarde geskape. En dan lees ons sommer hier in die begin van Johannes, praat hy van die lig en die duisternis. Verwys hy na die woord, die seun van God, die lig in die duisternis. En blaai ons terug na Genesis 1 toe, hoor ons dat die eerste woorde wat God sê was, laat daar lig wees. Ons hoor hierdie weergalm van Genesis 1 in die eerste woorde van die Johannes evangelie. Maar dan word ook
In Genesis 1 vertel van die skepping van die mens. Hier kom Johannes en hy vertel van God wat mens geword het. Genesis 1 praat van God wat die mens geskep het. Johannes praat nou van God wat self gelyk aan sy skepsel kom word het, mens. Nou begin dit ons aandag te trek, want dis bietjie anders as wat in Genesis 1 staan. En 'n ander saak wat ons aandag bietjie later gaan trek, as ons nou sê dat Johannes dit baseer op Genesis 1, lees ons in Genesis 1 van die 7de dag, die hoogtepunt van die skepping, God se rusdag, die dag waarop God rus. Maar ons sal by die Sabbat kom. En hierdie mens. Ons lees dan aan die einde van die evangelie, die ander hoeksteen, lees ons dat Johannes weer sin speel op die tweede skepingsverhaal, waarin dit gaan om die tuin van Eden. Hoor mooi hoe vertel hy die geskiedenis. Hy vertel presies dieselfde geskiedenis as die ander 3 evangelies, maar luister na sy woorde. Hy sê, daar was 'n tuin en Jesus en sy disippels het daar ingegaan. Die ander evangelies verwys na die Olyfberg, is presies dieselfde plek. Daar was 'n tuin op die Olyfberg, maar Johannes sê net, daar was 'n tuin. En dan vertel hy verder, na die kruisiging, op die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf, waarin nog niemand begrawe was nie. En baie opmerklik, as Maria omkyk en sy sien Jesus, wie sy nie herken het nie, dink sy onmiddellik, hy's die tuinier. Johannes sin speel op die tuin van Eden. Ons begin by die Sabbatdag, want hier word vir ons iets gesê wat ons aandag moet trek. Want nou kom ons by die wesenlike van die evangelie. Die eerste skepingsverhaal vertel vir ons dat op die 7de dag het God gerus. En eintlik was die bedoeling dat die res van die tyd waarin die skepping sou bestaan, vir God 'n tyd van rus sou wees. Omdat hy in die tyd wat sou kom, net vreugde sou put uit sy skepping en uit die mens wat hy geskep het. Rus vir God en ook vir die mens daarin, dat die mens ook vrede vind in God se skepping. En dan lees ons in Johannes 5 vers 17 wat Jesus vir sy disippels sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. God het by wyse van spreuke
sy sabbatsrus tot 'n einde geroep en begin werk. En onmiddellik dink ons vereers aan Psalm 121. Die psalmdigter wat skryf, ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het. En dan skryf hy verder in Psalm 121, my God wat nie sluimer of slaap nie, kom ons hoor, my God wat nie rus nie. Hoekom het God sy sabbatsrus tot 'n halte geroep? Om sy mens wat geval het te versorg. 'n Mens wonder of die psalmdigter werklik besef het wat hy geskryf het. Die mens wat in sonde geval het, die mens wat 'n assosiasie met die bose aangegaan het. God werk om sy mens te beskerm. En lees ons Psalm 121. God sal nie toelaat dat die son jou nie steek bedags nie, en snags dat die maan jou nie kwaad doen nie. God sal jou beskerm waar jy ook al gaan. God het begin werk by wyse van Spreuke om sy mens wat geval het te versorg. En dan kom ons by die tuin van Eden. Hoekom het God Adam en Eva na die tuin toe gestuur? Sodat hulle God se tuinier sou wees. Hulle moes die tuin oppas. Hulle moes die tuin versorg. En toe val hulle in die sonde. En hulle is uit die tuin uit. Hier staan Maria by die graf, en toe sy omkyk, toe sien sy iemand. En hoe ironies, sy dink dis die tuinier. Hy sê, ek is nie die tuinier van hierdie tuin nie. Ek is die tuinier van die tuin van Eden. Jesus Christus het gekom om te versorg, heel te maak, reg te maak, oor te skep, sodat God se tuin bly versorg word. Omdat die oorspronklike tuinier homself uit die tuin van God geplaas het. Dan sê Jesus in die Johannes Evangelie aan die kruis, dit is volbring. Wat dan beteken vir hierdie twee hoekstene waarop die Johannes Evangelie staan, God kan sy rusdag voortsit, want sy seun het gekom om na die tuin te kom omsien, en nog meer te kom omsien na die oorspronklike tuinier. Adam en Eva, ek en u. Dit is volbring. God se rus is herstel, maar ons sin ook. Wat sê die evangelie dan oor vandag,
oor die lewe, waarvan ons gesonde verstand vir ons sê, wees realisties, moenie te veel hoop nie. Die evangelie sê vir ons, uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. Sê hy in die evangelie, voor sy opstanding, my Vader werk tot nou toe en ek ook. Daarom, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, hoop, want ek het die wêreld klaar oorwin. Die evangelie sê, ons het hoop. En die hoop wat ons het, is baie groter as waarvoor ons ooit voor kan bid of oor kan dink. Broeder en suster, hoor tog wat die Gees aan u wil sê, en kom ons begin om te leef. Amen. Ons slotgesang is gesang 241, die eerste en die derde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.